Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is waarlik vanoggend weer 'n voorreg om saam met u te wees en ook vanoggend op 'n spesiale wyse meer as baie ander Sondae. Dit is vanoggend weer Opstandingssondag, Paaszondag, waar ons hoor die Here het opgestaan. Hy het opgestaan uit die dood. Ons het Goeie Vrydag onsself daaraan herinner dat hy het gesterf aan die kruis vir ons, dat hy is ons Here wat ons skuld gedra het. Ons het Vrydag gesien dat ons skuldbewys is teen die kruis vasgespijker. Saterdag het ons in stil Saterdag 'n lekker staproete gaan doen. Ons het gister lekker gaan stap vir die van julle wat saam was. En daar het ons gehoor dat hy is in die graf, dat hy is dood, dat hy deel in dit wat ons almal sal beleef, dat hy sterf. Maar vanoggend is 'n wonderwerk. Vanoggend herinner ons onsself daaraan dat hy het opgestaan. Dat hy is nie net dood nie, hy staan op uit die dood. So geliefdes, as ons vanoggend begin, dan doen ons dit in daardie gees. Die gees van hoop wat daar is in Jesus Christus. As ons begin, dan begin ons soos altyd. Ons begin deur om te dink aan die wat swaar kry, wat ly, wat siek is. Ons dink steeds aan Tannie Anna Botma, oom Norman Best, oom Willa Rademeier, oom Cor en Tannie Susan Swanepoel, ou Willie de Beer daar na Mot, en ook Tannie Henkie Fourie. Ons dink ook geliefdes aan Gerrit Koekemoer, en Tannie Frikkie van Staden, en dan ook vir oom Gert Kreer. En dan geliefdes, gister het ons ook die roudiens gehad van oom Dani Swanepoel. Baie van julle sal hom dalk onthou. Oom Dani was, en Tannie Letty was vir baie jare, familie van oom Ad en Tannie Bets het altyd daar getrou daar agter sit. Oom Dani is oorlede en ons dink aan die gesin en die familie en veral Tannie Letty vir die afsterwe van die oom. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Heilige Here en Skepper God, Here, U is in beheer, U is by ons en Here, U ondersteun ons. Ons lewens, Here, is deurtrek met U ondersteuning. U gee ons altyd krag. Daarom, Here, omdat ons dit weet, bid ons vir die wat swaar kry en wat ly, wat siek is en wat U nodig het. Ons weet, Here, dat U nog altyd getrou ons bystaan. En so vra ons, staan hulle ook by. Here, ons vra vir genesing en herstel. Ons vra, Here, dat vir die gesin van oom Dani, dat wanneer hulle nou na die dood kyk, dat hulle vanoggend herinner sal word daaraan, dat die dood is nie finaal nie. Dat die oorwinning is behaal, dat U, Here, het die dood reeds oorwin. Daarvoor, Here, sê ons dankie en ons loof U naam, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, op hierdie Opstandingssondag kom ons loof en prys die Here se naam. Ons begin saam sing uit lied 175, Majesteit. Kom ons sing hierdie pragtige lied dan ook saam. So sê die Here,
ons redder en verlosser. Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam lofsang 425 vers 1 en 3. Kyk die Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gee, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing lied 493 vers 1 en 5. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang en sonde voor God, ons sonde voor God bely. In 1 Johannes vers 2:1 verseker ons
verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as die een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in God, een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons in ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing lied 415 vers 1 en 2. Baie dankie geliefdes. Ek wil vra dat u asseblief sal kennis neem dat na die skriflesing vanoggend ons 'n moment sal hê in die erediens waar ek 'n oproep sal doen aan die gemeente waarop die gemeente asseblief saam moet antwoord. Geliefdes, terwyl ons dan so sit, ons berei onsself dan voor om die woord van God te hoor op hierdie Paas-Sondag. En dan bid ons net saam. Kom ons sit net so en sluit ons die oë. Heilige Here en Skepper God, U het dit so bestem om neer te daal vanuit die hemel. U het dit, U Godheid, nie beskou as iets waaraan U moes vasklem nie, maar U het Uself verneder deur die gestalte van 'n mens aan te neem. Here, U het selfs Uself verder verneder deur om gelyk te word en gehoorsaam te wees aan die dood, ja, die dood aan die kruis. Maar daarom, Here, juis daarom weet ons dat U naam, Jesus Christus, ons Here, U naam word verhef,
bo enige elke naam. U naam word verhef, Here, sodat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, sodat elke knie sal buig en elke tong sal erken dat Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Want U het opgestaan. Werklik, U het opgestaan. U is uit die dood uit opgestaan. Ons kom eer U daarvoor, Here. Ons aanbid U. Dit leer ons vandag. Dit gee vir ons wat in hopelose plekke onsself bevind, weer nuwe krag. Vanoggend, Here, wil ek vra dat U geloof in ons sal wek. Dat U daardie geloof diep in ons harte sal bære en dat ons die wêreld in sal vat. Dat almal sal sien dat ons glo in die opgestane Here. Ons glo nie maar net in die lam geslag nie, maar ons glo in die koning wat opgestaan het uit die dood. Ja, Here, U het gesterf vir ons sondes. Dankie daarvoor, Here. Maar nog meer, U het gesterf en opgestaan, sodat ons, Here, die ewige lewe mag hê. Ons sien uit na die erfenis wat hierdie opstanding verkondig en waaraan ons as kinders van God mag deelneem. Spreek nou tot U kinders, Here, uit U woord. Deel met ons, Here, wat U graag vir ons wil sê vanoggend. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, ons skriflesing vanoggend kom uit Gebeure net na die opstanding. Ons hoor dat Jesus uit die dood uit opstaan en hy verskyn heel eerste aan vroue. Interessant, dis een van die mees interessante dele in ons in die gebeure en by die opstanding van Jesus Christus. Daar is in die kerk baie keer die gesprek al gewees oor die verkondiging wat vroue doen. Ons sien dat Jesus staan op uit die dood en dit is Maria Magdalena, dit is die moeder van Jakobus, dit is die vroue wat Jesus ontmoet. En Jesus sê, gaan verkondig aan my disippels, gaan verkondig vir hulle dat ek het opgestaan. Hulle is op pad en hulle gaan doen dit. Tweedens verskyn Jesus dan nie aan sy disippels nie, maar aan die Emmausgangers. Kan julle die Emmausgangers onthou? Emmausgangers is die twee vriende wat teleurgesteld wegstap. Hulle stap en dink, hulle sê, ons het gedink die koning is hier, maar nou het hy gesterf en ons is hopeloos. Jesus verskyn aan hulle en vertel vir hulle, lê die skrif vir hulle uit en dan gaan sit hulle saam met hom en eet en wanneer hy die brood breek, dan ontdek hulle, dit is hy. En dit is een van die mooiste tekste vir my, dit vul my hart altyd so met hoop, as ek sien die Emmausgangers, hulle sê vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy met ons gepraat het nie. Dis hoe ek altyd voel, hoe ek voel as ek die woord lees, my hart word warm as ek van Jesus hoor. En dan geliefdes, dan kom ons by ons teksvers, dan die eerste keer na Jesus se opstanding waar hy aan sy disippels verskyn. Hier is die vroue wat Jesus gesien het, steeds besig om die disippels te probeer oortuig, dat ja, werklik hy het opgestaan. Tweedens is die Emmausgangers ook daar. Daardie twee vriende het ook Jerusalem toe teruggegaan en sit by die disippels, besig om hulle te vertel wat daar gebeur het. En met eens verskyn Jesus tussen hulle. En dan hoor ons die volgende. Die gedeelte, geliefdes, lees vir ons soos volg. Dit sê, hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Dit is die Emmausgangers. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik
en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog self ek. Dis tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woord wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sonde aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe van my Vader, wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en ook waar. Geliefde kinders van God, u mag dalk al gewonder het, u mag dalk al getwyfel het, maar vanoggend wil ek vir u sê, Christus het opgestaan. Geliefdes, vanoggend is dit opstanding Sondag. So wat 2000 jaar terug het Christus opgestaan. Vanoggend mag u hoop en glo en verwag, want Christus het opgestaan. Hoor jy die Paasfeesklokke? Hoor jy hoe dit lui? Die Paasfeesklokke lui hardop deur die dorp. Die getuienis, Christus het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Van vroeg in die geskiedenis van die kerk het ons op Paasondag die woorde geuiter, Christus anesti. Christus het opgestaan, en die gemeente het nog deur die eeue heen van die vroegste kerk af geantwoord, alethos anesti, waarlik, hy het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Vanoggend, Here, geliefdes, staan ons hier voor die Here, en ons hoor dat hy het waarlik opgestaan. Maar ons leef, geliefdes, in 'n tyd waar die Paasfeesklokke
al hoe sagter lei. Die getuienis voel soms klein in vergelyking met hoe ons groot geword het. Wie van julle kan nog onthou hoe die Paasfeesklokke deur die dorpe gesing het? En vandag, geliefdes, dink ek word dit selfs skaars. Waarom word dit skaars? Ons hoor die getuienis van die klok wat sê Christus anesti, Christus het opgestaan. Maar stilweg het baie van die gemeentes geword. Stil het die antwoord geword. Waarlik, hy het opgestaan. Alethos anesti. Vanoggend, geliefdes, is opstanding Sondag. Geen groter of beter geleentheid vanoggend om met mekaar daaroor te praat nie. Of vir mekaar weer te herinner wat die waarde, wat die kosbare betekenis van daardie wonderlike boodskap is. Dat u vanoggend mag glo, dat u vanoggend daarvan oortuig mag wees, dat u vanoggend hier uit mag gaan en daarvan getuig. Dat waarlik hy het opgestaan. Jesus Christus het gesterf aan 'n kruis en 3 maal voor sy dood, 3 maal voor sy dood het hy gesê, hy het na sy disippels toe gegaan en gesê, nou is ek nie besig om met beeldspraak met julle te praat nie, ek is nie besig om julle om die bos te lei nie, ek is nie besig om met julle een of ander boodskap te lewer nie, die seun van die mens sal sterwe, hulle sal hom uitlewer, hulle sal hom gesel en hy sal gekruisig word. En op die 3de dag sal hy opstaan uit die dood. Ek dink, geliefdes, in 'n sekere sin, 3 maal waar die disippels hierdie dinge gehoor het, was daar 'n sekere wonder by hulle oor wat dit beteken. Dit het ons gelees in die evangelies. Hulle wonder, wat beteken dit as Jesus sê, hy gaan opstaan uit die dood? Maar hulle het nie een keer getwyfel dat dit moontlik is nie. Ek dink hulle het soveel dinge gesien. Hulle het wonderwerke gesien, hulle het gesien hoe mense wat vir hulle hele lewe lank verlam of blind was, opstaan tot 'n nuwe lewe. Hulle het dinge gesien soos Jesus wat brood neem, dit uitdeel en dit vermeerder vir meer as amper 15,000 mense. Hulle het al die wonderwerke beleef, hulle het gesien hoe Lazarus uit die graf uit opstaan. Soos Jesus verkondig het en gesê, hy gaan opstaan uit die dood, het hulle dalk nie verstaan wat dit beteken nie, maar hulle het nie getwyfel daarin nie. Is dit nie interessant, geliefdes, dat toe Jesus opstaan, was daar by die disippels twyfel. Ek dink daarom, toe Jesus vir die eerste keer uit die dood uit opstaan, is daar nie die disippels wat hom so vind nie, maar juis die vroue, juis Maria Magdalena, juis die Emmausgangers aan wie hy eerste verskyn. Want as daar een ding is wat God gebruik, is dit verkondiging. Ek dink, geliefdes, vandag in ons wêreld maak ons dalk min van die werklike krag van verkondiging. Van dit wat ek en u kies om te sê, wat ons bereid is om te deel oor Jesus. Ek dink hierdie verhaal in die opstanding van Jesus Christus gee vir ons die wonderlikste gereedskap om te verstaan wat jou verkondiging inhou. Die vroue kom na die disippels toe en hulle vertel vir hulle wat hulle daar gesien het. Die Emmausgangers arriveer by die disippels en vertel vir hulle, verkondig dat hulle het Christus gesien. Terwyl hulle so praat, staan Jesus tussen hulle. Jesus
kom sê vir hulle, vrede vir julle. In Hebreëus is dit 'n normale manier gewees van groet, maar hier, in hierdie oomblik, meer intentioneel. Meer intentioneel. Die woorde shalom, vrede vir julle. Vrede vir julle. Dit is vir my interessant dat eers word daaraan die disippels verkondig dat hy het opgestaan. En dan hoor hulle Jesus self wat praat. Shalom, vrede vir julle. Hulle skrik so groot. Hulle dink dit is 'n spook. Hulle dink dit is 'n spook. Kan nie onthou watter ander keer het hulle gedink Jesus is 'n spook? Dit is daardie keer toe Jesus op die see geloop het. Hulle kon nie glo dat dit werklik hy kon wees wat daar loop nie. Dit moes 'n spook wees. En daardie keer toe Petrus en die disippels op die see vir Jesus sien, wat het Jesus geantwoord? Hy het gesê, moenie bang wees nie. Dit is regtig ek. Hier ook gebeur die onmoontlike. Jesus is daar. En hulle hoor die woorde, dit is regtig ek. Kan 'n gees dan vlees en bloed en been wees? Ons het al in die kerk al baie argumente gehoor en mense stry en beredeneer oor werklik wat die opstanding inhou. Maar hier is geen twyfel in ons teks nie. Geen twyfel in die verkondiging nie. Jesus kom tussen hulle en sê, ek is nie 'n gees nie. Ek is nie iets waaraan julle dink of in julle verbeelding nie. Ek het nie figuurlik uit die dood uit opgestaan nie. Hier is ek. Nie net een keer nie, maar meer as een keer oortuig Jesus hulle dat hy het nie figuurlik, nie as 'n gees, as 'n spook opgestaan uit die dood nie, maar dit is hy. Hy sê vir hulle, kyk na die merke op my liggaam. Die merke is hier, ek is hier. Hy sê selfs vir hulle, gee vir my iets om te eet, dat ek julle kan bewys, dat ek het regtig opgestaan. Want kan 'n spook dan kos eet? Kan 'n spook dan lekker vis geniet? Werklik, ons Here het opgestaan. Daar is geen twyfel nie. Maar hier, geliefdes, die kruks van vanoggend se saak, die moeilikheid, dat selfs toe Jesus al daardie dinge gedoen het, was hulle gevul met verwondering, met die verbaas, dat Jesus het opgestaan. Maar kon dit nie glo nie. Kon dit nie glo nie. Twyfel. Wie van u het al ooit getwyfel? Wie van u het al ooit gewonder of dit werklik mag wees? Of dit so is dat Jesus opgestaan het? Wel, ek dink die teks leer vir ons dat die disippels is nie groter of meer gelowig as ons nie. Dit leer ons, hulle is maar net so gelowig soos ons. Hulle is maar net doodgewone Christene. Hulle kom ook tot die twyfel. Hulle twyfel, het hy regtig opgestaan? Het hy waarlik opgestaan? En selfs al sou Jesus tussen hulle staan, sou hulle bly wees met 'n gees, maar dit kan nie wees nie. Kan dit wees dat hy opstaan? Nou wat het die kameel, hoe sê hulle, die kameel se rug gebreek? Wat het uiteindelik die disippels oortuig? Wat het hulle oortuig dat Jesus werklik opgestaan het? Dit was dieselfde ding wat die Emmausgangers oortuig het. Dit was verkondiging. Christus Jesus het die woord vir hulle oopgemaak. Hy het vir hulle verduidelik
dat dit al eeue heen voorspel was, dat hy sou ly, dat hy sou sterf, en dat hy die dood sou oorwin. Dit is Jesus wat die woord oopmaak en dit verduidelik. En Jesus eindig hierdie hele toespraak, die oortuiging van sy opstanding, met die woorde, julle is getuies hiervan. En geliefdes, dit is waar die verhaal, hierdie opstandingsverhaal vir my en jou baie betekenis mag hê. Ek kon vandag baie dinge oor die opstanding van Jesus Christus sê, maar ek wil hê u moet vanoggend geïnspireer wees om by u self uit te gaan in hierdie wêreld in en te gaan verkondig dat waarlik hy het opgestaan. Want die betekenis vir my en jou lê daarin dat dalk wanneer ons sou bereid wees om soos die vroue wat Jesus eerste gesien het, soos die Emmausgangers wat met hom tyd spandeer het, dat wanneer ons wat in hom glo, wat hom al beleef het aan ons eie liggame, dat wanneer ons na daardie ongelowige twyfelaars toe gaan en ons gaan verkondig, dat dalk, net dalk, op 'n manier wat ons nie verstaan of kan verklaar nie, daag Jesus op met die woorde, vrede vir julle. As jy sou gaan en 'n getuienis wees, sou die opgestane Here dalk in mense se harte verskyn. Hy sou kom en die woord vir hulle uitlê. As jy sou kon gaan en met mense praat, die Bybel vat, dit vir mense lees en hulle vertel van dit wat Christus gedoen het, dat hy opgestaan het uit die dood, dat hy ons kom red het. Dat as jy daardie woord aan mense kon verduidelik, verklaar, uitlê, dat mense oortuig kon wees, dat hulle is nie alleen nie, dat daar is 'n hoop vir hierdie wêreld, dat daar is meer as net die dood. Geliefdes, ons leef in 'n wêreld van oorlog, van seer en van haat. Ons leef in 'n wêreld waar mense korter en vinniger eredienste wil hê. Ons leef in 'n wêreld waar mense wil graag net hulle eie ding doen. Waar mense mekaar verneek en seermaak. Waar mense mekaar doodslaan, broers en susters wat mekaar eens lief gehad het, nie 'n woord vir mekaar kan sê nie. Ons leef in 'n wêreld waar ons net gevul is op die internet en op sosiale media en op waar ook al jy jou dinge kry van al die hopeloosheid wat daar bestaan in hierdie wêreld. Wat groter as die opstanding en die hoop van Jesus Christus kan jy verkondig in 'n wêreld soos dit. Dit was op die ouderdom van 16 wat ek vir die eerste keer die Here werklik ontmoet het in my eie lewe. En nadat die Here my so ontmoet het, ek het hom nie gaan soek nie, hy het my kom vind. Was daar vir my niks groter in my lewe as om uit te gaan en te gaan vertel van wat hy gedoen het vir my nie. En dat die Here my gelei het tot hier bo op 'n kansel waar ek dit vandag nog doen. Ek wil hê jy moet jouself afvra, gaan dink vanoggend na, daar in die binnekamer, daar in die geslote deure, waar jy eens bang weggekruip het vir God. Dink by jouself, en waar is die oomblik waar God jou ontmoet het? Waar Christus jou ontmoet het? Wat het dit jou maak voel?
As die Here ons ontmoet, geliefdes, dan dryf dit ons om dit vir almal te wil vertel. Om dit te gaan deel met die wêreld daar buite. Dat hierdie wêreld is nie verlore nie. Dat daar is hoop. Dat Christus het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Uiteindelik is dit hierdie twyfelaars, hierdie twyfelende disippels, wat uitgaan in hierdie wêreld in. Hierdie 12 manne, wat uitgaan en dit verkondig. Vandag hier waar ons nou sit, kan ons sê dat hulle die wêreld verander. 12 mense het die wêreld verander. Nie net met die boodskap van sonde wat vergewe word nie, maar bovenal die boodskap, hy het opgestaan. Dat hy het werklik opgestaan. Ek wil afsluit vanoggend, geliefdes, met een laaste gedagte. En dit lê in die brief van Paulus in 1 Korintiërs 15. In 1 Korintiërs 15 is Paulus besig om die gemeente te oortuig. Hy is besig om te verkondig van die opstanding van Jesus Christus. En hy sê vir hulle, julle moet weet, Jesus het regtig opgestaan. Hy begin in die teksvers in 1 Korintiërs 15 te sê, julle het soveel so opgestaan, dat meer as 400 mense het hom gesien. En baie van hulle, sê Paulus, loop nog hier rondom ons. Hulle, die ooggetuies is nog hier by ons. Daar is bewyse dat hy opgestaan het. En Paulus sê, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, as hy nie opgestaan het nie, sê Paulus letterlik, hy sê, ons is die mees bejammerenswaardigste mense wat nog ooit geleef het. Hy sê, hy kry ons jammer. Hy sê, ek kry julle jammer as julle julleself toegewy het aan die opstanding, maar dit het nie gebeur nie. Maar hy sê, hier is die wonderlike. Hy het opgestaan. En omdat hy opgestaan het, het hy die eersteling geword van ons, wat erfgename geword het van daardie opstanding. Dat nie net Christus opgestaan het nie, dat as hy regtig opgestaan het, jy ook sal opstaan. Dat daar is 'n ewige lewe, wat vir jou wag. So jy het dalk al gedink in jou lewe, alles is verby. Jy het al begin twyfel oor die hoop wat daar is in jou lewe. Jy het dalk al gedink vanoggend, geliefdes, dat as jy sou sterf, dat dit die einde van alles sal wees. Dat daar is niks vir jou meer nie. Maar vanoggend, geliefdes, moet jy weet, Christus het waarlik opgestaan. En omdat hy opgestaan het, mag jy ook opstaan. Ek het al baie keer by roudienste hierdie volgende woorde gesê, en dit is my laaste woorde. Die kruis van Jesus Christus leer my 2 dinge. Die kruis van Jesus Christus leer my in die eerste plek, dat pyn, seer en lyding, verraad en selfs die dood is 'n werklikheid in ons wêreld. En selfs nie eers Christus Jesus het een van daardie dinge ontsnap nie. Maar die tweede, ten spyte van pyn en seer en lyding en selfs verraad en ten spyte van die dood, is daar altyd opstanding. Opstanding uit jou seer, opstanding uit jou pyn, opstanding uit jou lyding, opstanding uit die dood. So vanoggend, geliefdes, Christus anesti. Christus het opgestaan. En u mag vanoggend antwoord, alethos anesti.
Waarlik, hy het opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, U het opgestaan. Maak ons vanoggend getuies van daardie opstanding. Inspireer ons, Here, om uit te gaan in hierdie wêreld in, dat ander ook die opstanding mag beleef. Help ons om te gaan getuig, te verkondig, dat U het werklik opgestaan. Eens was dit die vroue en die Emmausgangers wat dit eerste gehoor het. Dit was hulle, Here, wat gaan praat het daaroor. En toe hulle dit doen, toe hulle dit deel, het U in hulle midde verskyn. So, Here, as ons uitgaan en ander vertel dat U het opgestaan, verskyn tog dan ook in hulle midde. Dat daar mense mag glo, dat hulle mag hoop vind in 'n hopelose wêreld. Dat hulle mag krag vind, Here, in 'n wêreld wat hulle magteloos maak. Dat hulle mag opgewonde wees, Here, in 'n wêreld wat sy opgewondenheid verloor het. Dat hulle mag vind dat daar is lewe in 'n wêreld wat net wil doodmaak. Dat hulle mag vind, daar is vreugde en blydskap en lofgesang en psalms en liedere, in plaas van stry en haat en moeilikheid. Dat hulle mag vind, dat daar is ewige lewe. Dat hulle mag vind, dat U is by hulle. Daarvoor, Here, eer ons U, en ons aanbid U, nou, Here, en tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam as ons uit mekaar uitgaan, daardie ou bekende Paaslied, die een wat ons almal behoort goed te ken, lied 409, hoor jy die Paasfeesklokke. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die opgestane Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here wat vir ons opgestaan het uit die dood, sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here wat vir ewig leef, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Baie geluk aan die wat hierdie week verjaar. Oom Ad van Sitter daar by Najaarsrus, hy verjaar vandag. Baie geluk oom Ad met oom se verjaarsdag. En dan die 6de is Willem Durant se verjaarsdag en ook Liesel Tolmey. En dan die 9de is Estie van der Merwe. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here julle ryklik seën. En dan die 11de is Ruben de Rie se verjaarsdag. Oom Johan sien ek het uitgestap. Ons stuur hom ook ons geluk aan. Johan Smal, baie geluk Johan ook met jou verjaarsdag. En dan vir Caroline, ou klein Caroline van der Westhuys, en sy verjaar ook die week. En dan Henny, jy daarbo Henny, verjaar die week. Baie geluk Henny ook met jou verjaarsdag die week. Mag die Here jou ook ryklik seën met 'n nuwe lewensjaar. Geliefdes, en dan op ons kalender in die week, Dinsdag het ons weer Bybelstudie om 9:00 en dan weer Bybelstudie die aand vanaf 6:00. Dan geliefdes, die 8stes open die skool weer. Ek is seker die kinders is ongelukkig en die ouers is ook gelukkig dat die skool begin. En dan geliefdes, is daar weer finansiële komitee vergadering vanaf 17:30. Ons vra asseblief vir die ouens wat bietjie kundigheid het met finansies om asseblief te kom deelneem aan daardie vergadering. Na die tyd in die saal, asseblief kom maak 'n draai in die saal, kom koop vir jou 'n pakkie koekies of dalk 'n pastei. Dit is die beste wat jy in Parys sal kry. Kom kry vir jou na die diens 'n pakkie koekies. Dan geliefdes, het ons ook ons Vrydag kafees wat nader kom, die wyke gaan dit doen. Asseblief neem kennis van al die name, die wyke wat daardie weke hanteer, reël dit, en indien daar enige vrae is daaroor, maak kontak met ons, en ons sal dit ook reël. So die einde van die maand, die 24ste April, is dit Wyk Jerusalem. Wyk Jerusalem is almal wat hier in hierdie gebied bly. Ek sê altyd, jy kan weet waar Jerusalem is, want die kerk is in die Wyk Jerusalem. Die tempel was ook in Jerusalem, so maklik om te weet waar die wyk is. So as jy in hierdie gebied bly, weet jy is in Jerusalem wyk. As jy onseker is van jou wyk, asseblief gaan maak 'n draai in die kantoor en Tannie Hannetjie sal jou help. Dit dink ek geliefdes is al van my af vanoggend. Mag die Here u ryklik seën. Die gemeente asseblief, ons het nie wyke wat hierdie week teeskink nie. As jy 'n bereidwillige diensbare gees is, asseblief kom maak 'n draai in die kombuis, kom was 'n paar koppies en kom drink 'n koppie tee saam met ons. Baie dankie, totsiens vir julle almal. Mag die Here by julle wees.